Wow, wat 'n awesome dag, wat so awesome God dien ons nie. Baie welkom aan almal, ek is opgewonde om saam julle te wees, dankie vir almal wat al ingeskakel is, Welmarie, Irene en Annetjie, Cherie, Juanita, Anelda, Engela, ek het julle almal vinnig hier gesien vanoggend, Adel, goeiemôre, môre, ek het gevoel dat ons net bietjie moet declare dat die Here is 'n goeie God, hy is goed vir ons. Môre Elsaaitjie, môre Wilna, is lekker om julle te sien, vanoggend is ek baie opgewonde, ons gaan 'n lekker nuwe lyn kry vir so die volgende 3 weke van die Koninkryk van God, en môre Charlene, lekker om jou te sien my sussie, is altyd lekker om jou te sien, en te weet, jy ondersteun my, ek is baie lief vir jou, en ek het eintlik die awesomeste sussie julle, sy kan alles doen, ek sê weer vir julle, naaldwerk, koekies bak, beskuit bak, sy kan alles doen, hikkel, ek kan niks doen nie, ek moet alles klaar gaan koop, so, ja, ek wil my sussie eer vandag vir wie sy ook is in my lewe, dankie my sussie, dis nou my erge geboorte sussie, hoor, my geestelike sussie nie, so, ja, die Here is getrou, Irene, baie, en ek gaan met julle vanoggend deel oor die Koninkryk. Wat is die Koninkryk? My boodskap gaan wees vanoggend, sodat jy ietsie van die Koninkryk verstaan. Baie van ons hoor net Koninkryk, en ons het nie 'n cooking clue waarvan ons praat, of waarvan mense praat nie. So, hierdie boodskap is vir almal vanoggend 'n hele basiese kinderboodskap, sodat ons meer kan verstaan, en dieper kan ingaan in die ding van die Koninkryk van die Here af. So, goeiemôre Madeleine, sê eens vir ons of is koud in die Kaap? Ek is een van die dae weer in die Kaap, sê vir my bietjie of het koud is daar, en waar reën dit, en dit het hier lekker gereën, en sê vir ons van waar is julle? Ek is van Pretoria af, so baie welkom, julle is saam met koffie, saam met Amelia vanoggend, en hier is my lekker koppie koffie. Daar sy. So, môre Konrad, lekker om jou te sien, my brother. May God bless you, en dankie, ons vat daai guns en shalom vir almal vanoggend. So, Konrad, bless julle, daar uit die Kaap uit. Ek is opgewonde om jou ook te sien, maar ek weet, die Here gaan net 'n nuwe ding doen vir ons.
Môre Annette, ek het nou 'n goeie nuus vir julle, so bly aanlyn. Ek het goeie nuus vir julle. Hallo Sarah, Welmarietjie. Ag, jy is so getrou elke oggend. Eerste op Welmarie van Witbank af. Is altyd lekker om jou te sien. Ken jou jare af, ken jou al jare lank en vir Annelda ken julle ook al jare. En Colette, uit Saudi. O, jette, is dit warm daar, Colette? Ek kan dit dink, hoor. Ag, lekker gereën van 'n byl. Ons het bietjie reën gehad hier in Pretoria, nou nie so baie nie, maar ons vertrou die Here vir lekker reën om die aarde nat te maak, en die boere het reën nodig, ons vertrou die Here daarvoor. Is dit koud in Somerset Wes? Oeg, dankie tog, ek is nie daar vandag nie. Jette Irene, jy moet nie so sê nie, want een van die dae is ek in die Kaap weer, en dan wil ek asseblief, kan ek net die Kaap in 'n somer sien, want ek het nog nie een keer hierdie jaar nie. Môre Anita, lekker om jou te sien, Profeet. Altyd lekker om jou te sien. So, môre Belita. Ek wil ook, môre Melissa. Great to see you, Natalie. Goeiemôre, mooiste vrou. Goeiemôre, Karen. Colette, ja, dit voel soos winter en dan is dit lente en dan is ons reg. Goed, ek het 'n goeie nuus vir julle. Baie goeie nuus. So ek wil dadelik inspring met ons profetiese skool se kursus is klaar geskryf. Ek het een gehad en ek wou hom begin het hierdie jaar en ek het nie 'n release gekry nie en ek het gevoel, dit is nie die tyd nie. Ek het gevoel dit is die tyd en toe besluit die Here iets anderste. Toe ek hierdie laaste 2 maande het ek regtig voor die Here gaan sit en sê vir die Here, wat wil jy hê? Ek wil nie mense leer profeteer nie, want nie een skool kan dit doen nie. Ek het nie lus om oor Jezebel te bedien nie, want vir haar het ek nie tyd nie. Ek het nie lus om oor spirits te bedien nie. Ek het net 'n begeerte in my hart, dat julle moet leer uit my foute uit, en waardeur ek gegaan het, en wat is profeties, en hoekom is dit profeties? En wow, die kursus is klaar geskryf. Ons noem dit Reveal Ministries, Prophetic Disciple School. So dit is 'n disipelskool. Met ander woorde, jy moet maar baie mooi hoor of jy betrokke moet raak, want hierdie is 'n disipelskool. So ek gaan na julle kyk, ek gaan julle monitor, ek gaan met julle raas, ek gaan met julle beklei, ek gaan saam julle huil, saam met julle lag. So dit is 'n disipelskool. Dit is nie 'n profetiese skool, okay, daar gaan jy het 'n profetiese skool bygewoon nie. Nee, hierdie is 'n disipelskool, om disipels te maak. Hoekom? 'n Disipelskool gaan jou in maturity inbring, van jou gift en jou calling. Het gaan jou leer van integriteit, hoe jy moet stap met jou profetiese gawe. Dit gaan jou leer om in karakter te loop, laat dit in lyn kan kom met die salwing wat jy dra. So hierdie kursus gaan jou alignment, jou kairos tyd, jou destiny, gaan alles sinkroniseer, sodat jy 'n verskil kan maak in die tye wat kom. Ouens, kom ek vir jou sê, Rina, wat maak jy in Dubai? Sorry. Okay, so hierdie gaan vir ons nie net weer 'n profetiese skool wees nie. Dis hoekom ek het glad nie 'n profetiese skool noem nie. Dis 'n discipleship school. En ek voel ons het meer disipelskap nodig as wat ons enigiets nodig het in hierdie laaste tye. En as ek sê laaste tye, dan bedoel ek nie, alles is nou verby nie. Ek bedoel, dit word donkerder daar buite. Die profetiese bediening het regtig 'n prostituutbediening geword. Dit het rarig julle. Pastore gaan uit die ministry uit, want daar's nie meer ondersteuning vir hulle nie. Ons verloor ons passie, want om die profetiese salwing te kan dra en jou mandaat uit te leef, gaan jy integriteit moet hê. Jy gaan moet weet in watter salwing vloei jy. Jy gaan moet eers leer hoe om jou mantel te kan beskerm. Wat is die koninkryk van God en hoe jy as seun van God in jou in kan slot in die groter globale profetiese bediening, want dit is vir die kerk.
Dit is vir die liggaam van Christus. Dit is nie vir enkellopendes nie. So ek voel regtig, hierdie is 'n disipelskool wat ons gaan nodig hê vir die toekoms. Ja, Anita, ons sal weet, môre Ansie, julle wat al baie lank in die bediening is, Anita, Ans, en almal van julle, Nico, ons het disipels nodig om hulle te kan, disipelskole nodig, om vir mense kan te sê, wat is 'n seun van God? Hoe funksioneer jy? Want almal profetiese skool, en ek was ook daar. En daarna weet jy nie wat van die mense word nie. Dit is soos jy lei iemand repent en gee sy lewe vir God, en dan word hy net daar gelos. En dan hoe disipel jy siele? Hoe om as seun van God te kan loop? So ek is baie opgewonde oor die nuwe skool, is 'n nuwe vloei, dis 'n hele nuwe ding, ek glo nie eers, ons raak aan die gifts, ek vertel julle net van die gifts, maar hierdie skool is 'n skool waar jy moet in leer om die anointing op jou lewe in alignment te bring met soos in die hemele, net so ook op die aarde, hoe om dit te kan synkroniseer. En ons gaan moet disipels maak van alle nasies. En dis nie net disipels nie, dis disipels in apostelskap. Nou, omdat ek weet, ek nie in apostelskap loop nie, maar in die profeties, gaan dit vir my meer sin maak om iemand in die profeties dan te kan help. Iemand soos Anita wat in die apostolic loop, moet dit kan doen. Iemand Ansie wat in 'n tipe bevryding ook loop, moet disciples maak, apostolic, prophetic, profeet van God, Ansie, ook disciple skole vir profeties. Ons het dit nodig, en ek is excited. Hier's die kursus. So, indien jy betrokke wil raak, of jy die skool wil bywoon, moet jy vir my 'n e-pos stuur na revealministries@yahoo.com, omdat ek vir jou die e-pos kan uitstuur. Daar is kostes aan verbonde. Ek moet die kostes aansit, want ek voel dat as jy verantwoordelik is vir iets, sal jy regtig sê, ja nee, ek het hier prys betaal, so daar is 'n koste aan verbonde, maar moenie worry oor die kostes nie. Ons gaan bid vir sponsors ook, om dit te kan doen, want ek gee vir jou ook 'n manual, en ons gee vir jou sertifikaat, en weet jy wat doen ons daarna? Daarna gaan ons 'n byeenkoms kry na die 8 weke, en kyk wie van julle kan so naby as moontlik aan Pretoria kom. Ek wil graag impartation doen, en ons wil julle manteltjies mooi regmaak, so ja, ek is opgewonde oor ons kursus. Renier, Jan, goeiemôre, die van julle wat nou net bietjie gemis het, ons profetiese skool begin. Registrasie maak oop in Desember maand, ek gaan nou vir julle alles neersit, en die eerste kursus skop af, die eerste 8 weke, skop af, ek dink is die 14de Januarie. Ek gaan vir julle die tye gee. Ekskuus, maar julle moet vir my sê, né? Verkies julle die oggende, dan doen ons 'n oggende ding vir 'n kursus. Ek gaan net kan 10 vat op 'n slag, want ek voel 10 gee vir my meer persoonlike aandag wat ek aan julle kan gee, en julle te kan help om te vorm en te shape vir die liggaam. So, ek gaan net 10 vat op 'n slag, maar die kursus hardloop elke 8 weke, so die datums gaan nie oorvleuel nie. Julle gaan sien hoe gaan ons dit doen. My dogter help my, Megan, so ek is dankbaar vir Megan, sy doen al die registrasies, die kostes, die manuals, en sy gaan al die admin deel vir my doen, so, want ek is nie, ek is verby dit. So ek wil net teach, ek wil net julle help. So dit gaan stunning wees. So indien jy belangstel, stuur vir my 'n e-pos na revealministries@yahoo.com. Sê vir my net groot, ek stel belang, stuur die inligting. So dan gaan ek dit vir julle doen. Ons website is geregistreer, hy's reg. So een van die dae gaan julle al die teachings en al die goed op die website ook kan sien. Die website se naam is revealministries.com. So, maar moet nie nou opgaan nie, hy is nou onder construction nog. Ons is besig om hom reg te maak. So, ons gaan so 'n lekker Desember maand nie vakansie hou nie, want dis wanneer almal koud word en almal
net in depressie ingaan, so ek gaan reg deur Desember maand, gaan ek kort op wees en my Woensdae program hou, so ek gaan kort op wees om net daar te wees vir julle, want Desember maand gaan al die pastore en mense van hulle gaan met vakansie, en ek wil julle nie net los nie, so ja, kom ons gaan dit doen. Indien jy sê in die aand, dan doen ons een in die aand ook, so sê vir my wanneer jy die e-pos stuur, in die aand of in die oggend. So dan kan ek besluit, gaan ons een in die aand en een in die oggend doen, laat ons julle kan gedisipel kry, dat julle kan gaan werk daar buite. Julle het nou te lank stil gesit, julle het nou te lank gesê, ag wat, niemand help my nie, ons wil julle help en ons gaan julle help, en ek en Heno gaan julle kan bietjie disipel doen, want ek glo, ek en Heno kan help, ek het daarom al 30 jaar ondervinding in die profeties, van al die goed wat ons moet uitsorteer. Dis reg Nico, ons gaan bietjie praat oor vanoggend vir die karakter en integriteit, jou karakter wat jy moet hê, jou integriteit wat jy moet hê, moet in line wees, dit moet align met die woord van God, en dit moet align met jou bediening. Dit help nie, jy het 'n salwing, jy hardloop op fumes, jy het geen integriteit nie, jy het geen karakter nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. So die hele disipelskool gaan jou karakter, integriteit, alignment, kairos moments, en al daai goedjies. Ek is baie excited. Ek is super excited. Goed, kom ons gaan begin vanoggend. Dankie dat julle sê julle is excited. Ek is ook nogal, ek moet vir julle sê, maar vanoggend wil ek met julle praat, môre Mariaan, oor die koninkryk van God. Ek wil met julle deel, van julle weet presies wat die koninkryk van God is, en maar van julle, ek het uit al die e-posse wat ek ontvang het ek 'n lys gemaak, wat mense vir my sê, hulle verstaan nie, hulle hoor die koninkryk van God, maar hulle verstaan nie wat dit is nie. Hulle hoor daai versie wat almal bid, in die Onse Vader, laat u hemele, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos op aarde, soos wat dit in die hemel is. So, ek gaan bietjie met julle deel oor dit, en wie is in die koninkryk? Wie is in die koninkryk? En dan gaan ek ook met julle deel is, hoe werk die koninkryk? En wat is die wette van die koninkryk? En dan gaan ek vir julle leer om ook voluit te leef in die koninkryk. En dan gaan ek met julle deel dat die koninkryk in jou is, en hoe jy dit kan uittrek. So ek dink dit is belangrik hierdie bediening vanoggend is vir kinders ook, so jy moet dit kan verstaan, want ek het baie gesukkel met om dit te kan verstaan, want niemand verduidelik 'n fondasie van wat ons kan doen nie. Niemand sê oor waaroor ek deel dan hoe en wat gaan aan in die koninkryk van die Here. So, wat is die koninkryk van God? Goed, die koninkryk van God is nie 'n plek nie. Dit is die regerende teenwoordigheid en orde van God. Dit is nie 'n plek nie, julle. Dit is 'n orde. Dit is sy teenwoordigheid. So ek wil, liefie, kan ek net jou ietsie vra? Kan jy net die koninkryk? Die koninkryk van God is nie 'n plek nie. Dit is 'n regering, teenwoordigheid en orde van God. 'n orde van God. Dankie Annetjie, dit is as in heaven, so in earth. In earth. Amazing. Goed, so hy sê, dit is waar sy wil gedoen word. Sy gesag herken word. Die koninkryk is besig nou om deur mense te kom begin manifesteer vir die wat in lyn is en align is met die koninkryk van God. Ons het 'n awesomeste voorbeeld in sy naam is Jesus. Awesome voorbeeld. Maar ons het party van ons het nie verstaan dat jy 'n seun van God is en dat jou seunskap jou baie meer voordele gee as wat enige iets anders jou voordeel kan hê. Hoor wat sê ek vir jou. Wie is in hierdie koninkryk? Hoor hoe mooi is dit? Om in die koninkryk van God te wees, beteken dat jy die koning
van daai koninkryk aanvaar het. Met ander woorde, nie net as 'n redder nie, nie net as jou heerser van jou lewe nie, maar as jou koning van jou lewe. Want elke koninkryk het 'n koning, en ek en jy is deel van die heerskappy in die koninkryk, wat onder die koning is, en sy naam is Jesus Christus. Hy sê dit vir ons. In Galasiërs 4 vers 7 sê hy 'n mooi ding, hy sê, therefore you are no longer a slave, hallelujah, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Jy is nie meer 'n slaaf nie. So weet jy wat, nee, ons gaan uit daai mentaliteit van arme ek op, arme ek moet uitkom. En weet jy wat, lank was ons almal daar gewees, tot vanoggend toe. So vandag klim ons uit daai slawerny uit, en ons herken, dat daar 'n koninkryk daar buite is. Want jy dink jy Anelda, jou identiteit bring die inheritance. En omdat die kerk nie besef wat hulle identiteit is nie, verloor hulle die mense binne, omdat die mense nie hulle identiteit ken nie. En dit is hoekom ons buite sit met mense wat identiteitsloos is. En dit is hoekom my hart gaan om mense te leer wat is jou identiteit. Ons en ek het hierdie ding al in Februarie maand met julle begin deel. Wat is jou identiteit? Hoekom is jou identiteit daar? En ek het gesê, loop hierdie journey saam met my. Jy is in 'n koninkryk. Jy het Christus aangeneem as jou saligmaker en verlosser. Jy het repent, jy het jou rug gedraai. So, jy is nie nou net so gelos nie. So gelos daar nie, daar is jy in die wind nie, nee. Jy moet nou besef vanoggend, jy is deel van die koninkryk, want jy het 'n koning, wat 'n koninkryk het, wat koningskap het oor jou, en jy's 'n seun van daai koninkryk. Dit is amazing stuff hierdie. Ek weet van julle verstaan hierdie goed. Ek weet, maar daar is van die mensies wat hier op is, wat nie die goed verstaan nie. En dit is hoekom ek wil dit weer deponeer in jou, dat jy vandag weer besef wie jy is in die koninkryk van God. Die koninkryk werk volgens geestelike beginsels, nie emosies nie. Dit werk, die koninkryk van God werk nie deur emosies nie. Dit werk nie op emosies nie. Niemand is daar om jou emosioneel in 'n blik in te druk nie. En hy werk nie, die geestelike beginsels werk nie op jou emosies nie. Dit werk, laat ek my hervrys. Dit werk nie op jou emosies nie, maar dit werk volgens geestelike beginsels. Want die woord van God sê baie duidelik vir ons, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 6 vers 33. Ouens, daai skrifgie kan jy boeke oorskryf, jy kan preke oordoen, jy kan revelation op revelation kry. Maar kom ek vir jou sê, al wat hier werk, môre Natasha, al wat hier werk is, die wêreld werk deur spanning, maar die koninkryk werk deur oorgawe, 'n surrender, staan op sy woord en prioriteite. Jy moet prioritiseer in jou lewe. En daai versie Matteus 6 vers 33, ouens, ek het boeke en boeke gesien, net daai versie. En eintlik is dit wat hy sê, soek my koninkryk eers, want jy sien, my koninkryk eintlik werk deur oorgawes en prioriteit. En wanneer jy nie in oorgawe en prioritiseer nie, mis jy iets van die koninkryk van God. So wat sê hy? Die wêreld werk deur spanning, hy werk deur vrees, hy wil jou kop laat raas, hy wil nie vir jou sê wat jou identiteit nie. Hoekom? Want dan hou hy jou as 'n slaaf, en jy is nie meer 'n slaaf nie. Kom ek deel gou met julle, wat is die wette van die koninkryk? Ja, daar's wette. Het julle geweet, 'n koning het wette? Dis nie die ou wette waarvan ek nou praat nie. Ek praat van
die Nuwe Testament wat vir ons vertel dat daar wette is in die koninkryk van God. Daar's die wet van saai en maai. Klaar, is 'n wet van saai en maai. Wat jy saai, sal jy maai. Elke saad dra 'n oes, positief of negatief. So jy moet sorg dat jy positief saai. Finansies met 'n positiewe hart saai. Gesindhede met 'n positiewe hart saai. So daar is vir elke saaitjie is daar 'n oes. Dan kom ons by die tweede een wat amazing vir ons is, maar dit is 'n moeilike een, is die wet van geloof. Geloof is die valuta van die hemel. Hoor wat ek vir julle sê. Ekskuus, sonder geloof is ons, ek wil nie eers daar gaan nie, maar ons, sonder geloof is jy eintlik in 'n wêreld van jou eie. Dit is eintlik maar wat ek wil sê. So daar is die wet van geloof wat God sê, staan op geloof. Al kan jy niks sien nie, dis 'n mosterdsaadjie, staan net op sy geloof. Geloof is die valuta van die hemel. En die wet van liefde, dit is die hoogste wet, sonder dit werk niks. Ouens, want liefde bring jou en jou hart en Jesus se hart uit na mense toe. Die kerke fight mekaar, die mense fight mekaar, die pastore fight mekaar, almal fight mekaar, kinders van die Here fight mekaar. Hulle sê mekaar sleg op Facebook. Almal grou mekaar se sondes uit. Almal soek altyd fout in almal. Dis nie liefde nie. Dankie, sonder geloof, dis eintlik wat ek soek, Louise. Without faith, it is impossible to please God. It's impossible. So wat sê dit vir ons hierso? Ons moet daai wet gaan begin onderhou, sodat ons God kan behaag. Hoe? Deur geloof te hê. Deur te geloof te hê. En die volgende enetjie, deur dit te doen, moet jy kan lief hê. Ek sê nie jy moet saam met alles stem nie, maar jy moet liefde hê vir mense. Dit is 'n groot wet van die Here. Die volgende een, nommer 4, is die wet van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid hou die hemele oop. Hoekom? Want dan connect jy iewerste. Want God hou van gehoorsaamheid. Hy wil hê jy moet gehoorsaam wees aan sy woord. Hy wil hê jy moet gehoorsaam wees aan die wette. Dit hou die hemele vir jou oop wanneer ons in daai gehoorsaamheid kan instap. Alles, dit is net van God daai. Die gehoorsaamheid van die Here. Hy is so getrou. Hy is so getrou. Maar partykeer het ons so bitterheid en haat teenoor mense, dat weet jy wat, dat julle nie ons op 'n punt kan kom waar ons net kan besef dat ons mekaar moet lief hê nie. Janneke, ek gaan nou jou lees, dis klassiek. Goed, dan die wet van woorde. Hier is 'n goeie wet. Jou woorde skep 'n atmosfeer van lewe of dood. So, nou gaan sit jy, en die Here het met my gepraat hierdie laaste maande. Ouens, as daar iemand is wat hierdie toets gedop het, was dit ek. En daar is iemand wat nou hierdie toets deurkom, is dit ek. Ek probeer hard. Ek het baie toetse gedop, en dit is jou wet van woorde. Die woord sê vir ons, mag lê nie mag, die mag van die tong, is tussen lewe en dood. En ons kom nie daai wet na nie. So wat doen ons? Ons spreek dood oor ons finansies, ons kinders. Ag, dit help nie meer nie, ek gaan nie meer bid vir die Here nie. Hy kom nie meer deur vir my nie, hy het van my vergeet. Dis nice om dit te sê, great. Kan jy besef daai atmosfeer wat jy om jou skep? En jou woorde gaan uit in die atmosfeer en dit dra krag. Kan ons net begin bykom in die lewe? Laat ons woorde 'n atmosfeer om ons skep van lewe. Hoe skep ek daai lewe? Ek is so dankbaar dat julle my vra. Daar's 'n Annetjie. Dit is
Your thoughts and your words are a preview of your future. Amen. So wat sê die Here? Wat bedoel hy met sê die wet van woorde? Wat beteken dit? Dit is om skrif te quoteer. Dit is om lewe te quoteer. Dis om te sê, I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. Daai Natasha het vir my woorde gesê, soos ek met Josef is, soos ek met julle. God sê vir ons die hele tyd goed om ons te bou, te stig en te bemoedig, dan het ons die audacity om teen sy woord te gaan en te sê, Here, jy is nie by my nie. Maar sy wet, sy woord is sy wet. Sy woord sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. So daar waar jy in jou meeste pyn gesit het, was hy daar. Hy was daar, maar jy kon nie synkroniseer nie, omdat jy dood om jou spreek. Ja, die Here gaan my nooit help nie. Dis vieslik. Want weet jy wat, jou gedagtes en die vyand sit gedagtes in jou kop in. En jy durf nie daai gedagtes uitspreek nie. Ekskuus Meg, kan jy gou kom kyk? Sorry, ek net Meg en gou bly skakel. My kardioloog, so ek moet hom gaan sien. So goed, kom ons gaan by die wet van woorde. So, nou sê julle vir my, nee, is ons nou weer onder die wet. Nee, hierdie wet het niks met die wet van God te doen nie. Elke koninkryk het 'n wet, het wette. So, die wette is wat God van ons sê. Die wette sê, ons is erfgename. Die wet van God sê vir ons, weet jy wat, nee, laat jy positief spreek, moenie negatief spreek nie. Kom die liefde na, eer God, trek die guns aan, eer die Here. Want hoe meer jy negatief spreek oor jou lewe, ouens, ons moet net besef dat ons lewe weerspieël God se lewe, sy karakter, sy integriteit op aarde. Ons durf nie meer waag om nie vir die Here daai eer deur ons lewe te gee nie. En die wet van oorgawe. Die wet van oorgawe. Daar waar jy surrender, is waar God begin beweeg. Ons moet meer leer om te surrender, want dit is wanneer God beweeg. Surrender, Lord, surrender. I surrender my problems. Lord, I surrender to you. Completely, soul, spirit, body, I surrender, Lord. Surrender bring jy op die plek uit, waar God kan sê, dankie tog sy surrender, nou kan ek bietjie begin beweeg. Jy sien, as ons nie kan synkroniseer, eers met die wette, deur liefde, gehoorsaamheid, saai, maai, al daai goed nie, hoe wil ons besef, dat jy seun van God is? Ek weet baie van julle sê, ek weet hierdie goed, ek het dit ook geweet, maar weet jy wat, nee, ons moet dit nakom. So, wat keer jou om voluit te leef in die koninkryk as seun van God? Onkunde, gebrek aan openbaring, die houvas wat godsdiens op jou het, daai vieslike godsdienswette, dit is wat jou keer, daai onkunde. Die onkunde dat jy nie weet wie jy is nie. Die onkunde wat jou nie kan leer hoe om te kan synkroniseer nie. Die onkunde wat jou kan leer to align with the word of God. Have the kairos moment of the word of God. Laat ons die kronos tyd hier het en die kairos tyd hier het. Laat ons in die kairos tyd kan begin inleef. Amen. Luzan, jy moet nie lag vanmôre nie. Ek preek hier vir myself vanoggend. Dankie Jolandi, be the doers of the word. Die ander ene is vrees. Here, ek gaan dit nie maak nie. Ek weet nie hoe gaan ek betaal hier aan die einde van die maand nie. Weet nie hoe gaan ek my huur betaal nie. Weet nie hoe gaan ek my kinders se skoolfonds betaal nie. Weet jy wat? Want jy besef natuurlik net daar dat jy nie meer 'n seun van God is nie. Jy sê dit, want jy begin nou worry. En wat sê die woord? Die wet sê, geloof. Staan op geloof. Ekskuus, jou inkomste is nie afhanklik van jou salaris nie. Jou inkomste is nie afhanklik van die wêreld daar buite nie.
Jou inkomste is afhanklik net van God af, want alles behoort aan hom. Jy sien, ons bid verkeerd. Dit is hoekom ons koppe raas, want ons ken nie dat ons seuns van God is nie. Ons ken nie die wette nie. Ons ken nie wat keer ons nie. Ons ken nie wat hou ons vas nie. Nee, want ons leef in 'n wêreld waar vol godsdiens is wat vir ons sê dat hulle wil nie hê dat ons moet weet wie ons is nie. Dis hoekom, asseblief, kry jou identiteit vanoggend. Kry jou identiteit vanoggend. En jou passiwiteit is een van die goed wat jou in keer om in die volheid in te beweeg. Die hemel reageer nie op 'n stil bly nie. Dit reageer op geloof. So die hemele kan niks doen nie. Soos in die hemele net so 'n bietjie aarde. En die hemele het alles. Maar hy soek 'n kanaal om alles te kan uitleef op aarde. En wie's daai kanaal? Ek en jy. So is jy daai kanaal. Ekskuus. Ek wil vir jou vra vanoggend, is jy daai kanaal? Is jy daai kanaal wat die hemele kan manifesteer op aarde? En ook een van die goed wat jou regtig kan keer, is die gebrek aan liefde. Sonder liefde word koninkryk koud. Ouens, koud. Sonder liefde. Waar word jy geliefd? Waar word jy geselebrate? Waar is jou netwerk van mensies om jou? Hoekom besef jy nie? Ja, ek weet jy het seer gekry, ek het ook, ek weet het. Ek besef al hierdie goed. Dankie Natasha, jy sê dit so mooi. Hy het klaar die prys betaal, om vir ons niks meer te doen nie. Al wat ons moet doen is, dankie Here ek ontvang, dankie Here ek ontvang. Begin besef wie jy is in Christus. Wie is jy in die koninkryk? Die koninkryk sê mooi vir ons, die koninkryk van God bestaan nie in spys en drank nie, maar in geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Hallo ma, daar's so ou liedjie wat Ancient of Days, gaan soek hom bietjie. Dis die awesomeste liedjie, daar is soveel salwing op daai liedjie, Ancient of Days. Ek love daai song, want daar sê hy vir jou, what is the kingdom of God? It's righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Het ons vandag daai geregtigheid, leef ons dit, leef ons vrede, leef ons blydskap, want jy sien dit help nie, jy het dit nie, maar jy doen niks nie, jy moet dit leef, die koninkryk leef in jou wanneer jou denke, jou woorde en jou lewe in gehoorsaamheid aan God beweeg. Elke keer wanneer jy sy wil kies, vloei die hemele deur jou. Dit vloei deur jou. Nou besef jy dat jy het 'n nuwe nuutheid vanoggend. Van julle weet al hierdie goed. Maar hierdie is so simplicity, my kinders verstaan dit. My kinders verstaan dit en ons moet dit soos kinders kan verstaan vanoggend. Dat jy is duur gekoop. Toe hy op die kruis sterf, het hy vir jou alles gegee. Ja, alles is betaal op die kruis. Maar ek wil vir jou vra, kom die wette na, sodat jy kan staan en sê, ek ontvang. Want jy kan nie nou vol trots wees en pride wees en onkunde wees en te sê, okay, sy sê ek het nou alles ontvang, so ek gaan nou net staan. Nee, daar's wette wat jy moet nakom. Wette so saai en maai. So Here, wat nou? Ek het geld nodig. Saai jy? My vraag is, saai jy? Ja, maar Here, jy verstaan nie mooi nie, ek het nie. Jy het R10. Saai. Begin net iewerste. Here, maar ek het nie geloof nie. Jy het. Declare dit. Want dis die valuta van die hemel. Is geloof. Soos 'n mosterdsaadjie, so klein ou saadjie. Hé lief, los jou hardigheid, los jou bitterheid, los jou sarkastiesheid, los daai goed. Dit is nie
jou verantwoordelikheid as mense van 'n preekstoel af sarkasties is oor wat jy bedien nie. Dis nie jou probleem nie. Dis hulle probleem. Dit is nie jou probleem as mense nie van jou hou nie. Wel, ek sal worry as almal van jou hou, glo my. Almal kan nie van my hou nie. Almal kan nie van jou hou nie. Hoekom nie? Want dit is hoe maar die mens geskape is. Dit is nou maar so. Maar daai deel wat jy sê, ek hou nie van nie. Ek hou nie van daai ou nie. Dis fyn, maar weet jy wat? Jy moet net nie jou mond uitspoel oor iemand wat jy niks van weet nie. En op hoor sê, gaan nie. Die saad wat jy saai, negatief en positief, gaan in 'n oes opkom. Glo my. En jy wil nie daai oes hê nie. Jy wil nie 'n negatiewe oes hê nie. Jy soek 'n oes van finansies, saai. Jy soek 'n oes van liefde, saai. Jy soek 'n oes van gehoorsaamheid, saai. Daar sê, jy soek 'n wet van eer, saai. Jy soek 'n wet van oorgawe surrender, saai dit. Jy gaan sien hoe gaan God jou bless. So hoe? Want jou saad dra oes. Jou valita is geloof. Die wet van liefde is die hoogste, sonder dit werk niks. Gehoorsaamheid hou die hemele oop, jy connect. Woorde, jou atmosfeer, alignment. Die wet van eer, to honor him, bring guns oor jou. Dit sluit vir jou deure oop. En die wet van oorgawe, daar wil jy oorgee. Daar is wanneer God begin beweeg. En ek wil julle bemoedig vanoggend. Kom, dankie aan Nelda, kom in alignment met die geestelike riem. Die wêreld voel, ons moet op geloof staan. Dis nie wat ons voel, of wat ons dink nie. Dit is hoe ons optree. Dit is hoe ons optree. Tree jy as seun van God op? Nog nie, Amila, want vanoggend weet ek wie jy is. Vanoggend weet ek wie ek is. Ons begin met klein stappies oor die koninkryk. Ons begin met klein stappies oor seunskap. Ek gaan julle nie nou toegooi met al die revelation en diep goed nie. Ek wil net vir julle sê, besef net vanoggend dat jy is 'n seun van God. You're a son of God. And God wants to reveal the heavens through you on earth. He wants to manifest His anointing, His presence through you on heaven, on earth. So God wil deur jou kom om te sê, soos in die hemel is, soos op die aarde. So wat is in die hemele? Geregtigheid, joy, vrede, liefde. Alles is, so hy soek 'n oop kanaal om deur te vloei, to establish heaven on earth. En al hoe dit kan doen, is deur jou. Dit is deur jou en deur my. Deur wat anderste? Die hele koninkryk, die hele wêreld daar buite, wag vir die seuns van God, om die glorie te bring. En as ons in eenheid begin kom, gaan julle sien, hoe gaan die glorie van die Here op aarde begin beweeg. En ek voel, dit is die beweging wat die volgende gaan wees. Julle weet hoe voel ek oor revival. Ek kan revival, daai woordjie, you don't revive something, you bring something new. And the revelation God is bringing to the people now is the sonship, is who you are in Christ, who you are in heaven, so that can manifest on earth. En ek weet baie van die mense wat dalk hier daar luister, weet dit al jare. Dit weet al jare. Ek wil vir jou vra, hoekom het jy jare nooit terug daai simplicity aan my verduidelik nie? Hoekom het jy nie? Want weet jy wat, van julle preek sulke revelation goed, sê sulke diep goed oor seunskap, nee, dat ek al daarna gekyk het en ek verstaan dit nie. Ek verstaan niks eers wat julle sê nie. Toe sê die Here vir my, hulle het jou nie gesê nie, want ek wil hê jy moet daardeur loop. En nou ek loop al 'n jaar met hierdie goed in my hart. 'n jaar. En ek wil vir julle sê vandag, ek wil julle saam met my vat in hierdie journey van seunskap. En ek wil vir julle sê, en dit is hoekom ek die hele profetiese manual ook verander het.
Dit gaan oor jou integriteit, jou karakter, jou salwing, jou mandel, jou mandaat. Jou mandaat vir wat jy het in die wêreld. Luzaan, na vanoggend is dit nie meer vir jou Grieks nie. Glad nie. Maurits, dit gaan gebeur. Maurits, hoor wat ek vir jou sê. God is besig om jou op te rig in 'n plek waar jy deur soveel hel gaan, deur soveel aanslag gaan. Maar as die Here vir jou daar uitruk, gaan mense verstom staan. Jou goed gaan in tydskrifte wees. Tydskrifte gaan by jou wil koop. Wat het jy? Glansfoto's gaan verskyn. Ek sien hoe gaan die Here die media vir jou oopmaak, Mel, oor dit wat jy doen in die besigheid. Ek sien dit. Ek ervaar hoe die Here vir jou goed gee wat mense so gaan help in die eindtye om geld te kan spaar, dat jy verras gaan staan oor wat die Here met jou gaan doen, Maurits. Ek weet dit. Jy en Luzaan is op die plek waar ek weet dit is nie lekker nie. Ek en jou vrou praat. Maar ek wil vir jou sê, kom ons gaan nie deur. Kom ons gaan in geloof net staan. I'm a son of God. Here, U kan nie lieg nie. U woord sê dit. U kan nie lieg nie. En omdat jy dit net dink negatief, maar nie sê positief nie, manifesteer daar niks nie. So wat wil jy nou doen? Begin goed positief. Here, U het gesê, as ek saai, sal ek maai. So ek staan terug en ek sê, bless me, Lord. I receive it, Lord. Ek staan terug, want U het hierdie ding klap die kruis vir my gedoen. Ek staan terug, want ek het 'n wet in plek, Here. Ek het 'n wet in plek. Ek het gesaai en maai. Ek het 'n wet in plek. En volgende week gaan ek met julle deel oor finansies. Moenie volgende week mis nie. Want volgende week gaan oor jou deurbraak finansiëel, hoe dit finansiëel vir jou gaan bydra om te besef, as jy besef wie jy is, in die koninkryk van God as 'n seun, in 'n paleis, gaan jy wonder, hoekom het jy nie kombuis gaan eet? Al die scraps. En eintlik sê hy, nee, ek wil hê jy moet aan die tafel kom sit, wat vir die koning en sy seuns gedek is. Hoekom gaan jy in die kombuis? Al die potte uit. Come on. Volgende week gaan ek met julle deel daaroor. So moet dit nie mis volgende week nie. So ek wil vir jou vra, en ek wil vir jou sê, jy sê vir my, Amelia, een van die goed, wat die moeilikste is verhoudings. I don't trust. Dit is fyn, jy hoef nie, maar kom die wet na, deur liefde. Want Jesus is ons rolmodel in verhoudings. Ons het nie 'n ander rolmodel in verhoudings nie. Ons het nie. Hy is geslaan, hy is gekruisig, hy is gespoeg op, hy het deur al die hel van betrayal gegaan, alles gegaan, en tog het hy lief. Tog het hy lief. Jesus Christus is ons grootste rolmodel in verhoudings. In verhoudings. Kom ons leer by hom. Kom ons los die wêreldse goed, wat jou so emosioneel doodmaak, wat jou emosioneel op 'n plek bring, waar jy net sê, hoekom altyd ek? Ag, hoekom nie jy nie? Hoekom nie jy nie? Hoekom? Gaan daar in een van die dae gaan jy vir mense begin ook disippelskap doen? Ons moet iewers begin met jou bediening. Disippelskap, en dan gaan ons julle uitstuur. En ons gaan volgende jaar, wanneer ek bedien, gaan ek 'n lekker team van julle saamvat, en ons gaan bedien, net as jy die disippelskool kan bywoon, want daaruit kan ons jou gaan help. Ek is lief vir julle, en ek wil regtig hê julle moet, ek sê vir julle, ek het lief geword vir julle almal, en ek wil hê julle moet julle ministries uitleef. My ministry is op hierdie stadium waar ek weet, equipping and training. Ek gaan bedien nog uit, ek love it, but I need to help the young generation how to become effective in the body of Christ. It's not about your ministry. It's not about you alone. It's part of the body of Christ. En ja, baie sê vir my, jy is nie deel van die body nie, ek is.
So moenie begin storieetjies versprei daar buite nie. Ek is deel van 'n kerk. Ek is deel van 'n ministry. Ek is deel van the body of Christ. So hoop skinder daar buite, because I am part of the body of Jesus Christ. It's not about you. It's not about me. It's about Him. It's about Him and His kingdom. Sy koninkryk. Laat U wil geskied, soos in die hemele, net so ook op die aarde. En hoe kan hy dit doen? Net deur ons. Deur die kanaal. Halleluja. Sê, Here, laat U koninkryk deur my op aarde manifesteer in Jesus naam. Amen, amen, amen. Kom ek gaan gou vir julle bid. Here, baie dankie. Vader, ek bely voor U elke trots, elke vrees, elke passiwiteit wat ek in my lewe gehad het. Ek bely, Vader, dat ek sekere goed nie nakom nie. Ek bely dat ek nie die wette wat U aan ons gegee het nakom nie, want elke koninkryk het 'n koning wat seuns het en wat in die paleis woon met wette. Ek moet lief hê, ek moet saai, ek moet vrede hê, ek moet vreugde hê. Asseblief ouens, kry daai skuif in Jesus naam. Here, help ons om daai skuif te maak vanoggend. Help ons, laat ons denke aan U behoort. Laat ons woorde kan uitkom wat soos blommetjies uit ons mond uitkom. Maar laat dit in swaarde verander. Laat U woord establish word. Here, help ons, laat ons hele lewe terugkom in alignment soos wat U ons geskaap het. Here, sinkroniseer ons Kairos tye vir ons. Sinkroniseer ons lewe volgens die hemele vir ons. Here, laat ons vanoggend kan besef, waarvoor is ons geroep? Ons is geroep, Here, want U het nie net besluit nou sal staan nie. Here, U het 'n mandaat vir ons elkeen gegee. En ons bely omdat ons mandaat nie surrender is aan U nie. Vader, dankie dat ek myself en jy jouself daar kan onderwerp en my hart onderwerp aan U geregtigheid. Dankie Here, dat ons U troon kan vestig in my woorde, my denke en in my huis. Laat U koninkryk deur my vloei. Here, leer my meer en meer van die koninkryk. Leer my meer en meer hoe die koninkryk deur my moet werk. En Here, ek wil vir U vra, dat wanneer U my leer, dat ek dit sal toepas, dat ek nie onkunde sal hê nie, maar dat ek dit sal kan toepas in die wêreld, in 'n gebroke, stikkende wêreld daar buite. Here, ons bely dat ons niks is sonder U nie. Ons bely vanoggend ons karakters wat vrot is. Ons bely ons integriteit wat nie reg is nie. Ons bely dat ons met die salwing mors. So Here, dankie. Kom leer ons meer van integriteit en karakter en alignment en U salwing wat so kosbaar is. En ek bid, Here, dat elkeen vanoggend wat hier is, sy hart oop is. Dankie dat elke dag die koninkryk deur my sal vloei. Dis harde werk, Here, ons besef dit, maar vanoggend vra ons dat U ons gisters moet los. Vandag staan ons op, net in 'n besef dat ons seuns is van U. En dankie dat U ons so met die tyd gaan leer van seunskap. Ons verstaan nie alles nie, Here. Ons is toegegooi met revelations wat ons nie 'n cooking clue van het nie, Here. Ons bely dit ook, maar help ons om net vandag te kan besef wie ons is in Jesus. Amen. So ek kan nie wag dat die koninkryk deur my en jou te kom werk nie. Oh yes, halleluja. Ek kan nie wag nie. Kom ons gaan stig die koninkryk op aarde. Hy kan net deur ons vloei. Kom ons doen die glorie van die Here daar buite.
Jy is seun van God. Moet nie vir my sê, jy's 'n girl nie, jy's 'n seun van God. Daar is nie geslag by die Here nie. En laat die seuns van God begin om die op aarde te manifesteer. Hoe? Christus is in jou, onthou dit net. Jy het daai identiteit in jou, onthou dit. Maar connect and bless. Connect and bless. That's why we're here for. To help the kingdom established on earth. Religion maak reg om te gaan. Koninkrykskinders maak reg om heerskappy te kan hê. Laat dit jou bietjie sjok vanoggend. Religious mense bid om hemel toe te gaan. Koninkryksmense soos ons bid. Here, ons is here. We've got a dominion over on the earth. We've got dominion power. Ons het heerskappy op aarde. Daar's sy. Ons gaan visvang vir Jesus elke dag. En prys die Here, ek is opgewonde. Dankie dat julle saam geluister het. Dankie, Maure. Ek is uit religion uit en jy ook. Jy ook. No more religion, but kingdomship on you. Onthou, jy's in die koninkryk, nou jy's in die paleis. Gaan trek jou sloffies nou uit en trek vir jou 'n girly rok aan, of trek vir jou 'n mantel oor jou aan en loop in die paleis. Want dit wat in die paleis is, behoort aan ons almal, maar bring dit aarde toe, sodat almal deelagtig kan hê aan dit wat jy gekry het, so jy leer hulle ook om deelagtig te word aan dit wat vir ons gegee is. Dankie dat julle saam geluister het. Dankie, ek love julle almal. Die koninkryk is nie iets wat wag om te kom nie, dit is iets wat deur jou kom. En daarmee sluit ek af. Tot volgende week, moenie dit mis nie, dit gaan oor finansies gaan. Ons gaan 'n heerlike gesprek hê oor finansies in die koninkryk. Amen. En ek wil vir julle almal sê dankie. Annetjie, ek wil vir jou sê vanoggend, Annetjie Smit, ek waardeer jou ongelooflik. Ek regtig vir jou en jou man. Julle is so volwassene Christene. Julle is so al gegroei en julle loop met die Here. Julle verstaan die koninkrykswoord. Julle verstaan al hierdie goed en tog is julle so nederig om op die program te kom en ook net te kom gesels met die mense. Want Annetjie, ek wil vir jou regtig vra, jy en jou man het my volle blessing om te kan kommentaar lewer op dit wat ek sê. Want weet jy wat, nee, julle verstaan hierdie goed, julle is regtig, julle loop 'n pad, maar van ons het dit nou net eers begin proe. Ons begin dit proe en daarom is dit vir ons lekker. Dankie dat jy en jou man so nederig is dat julle my so ondersteun en ek weet nie om vir julle dankie te sê nie, Annetjie. Baie dankie. Baie dankie. Adrian, baie dankie vir jou ook. Adrian, dankie vir al jou blessings. Ek bid dat die Here jou sal bless, my boetie, daar waar jy is. Mag jy geseënd wees en mag God se salwing nou op jou kom. Adrian, daar waar jy nou is, bid ek en ek lê my hande op jou, Adrian. En ek vra vir die Here, hy moet jou bless, Kashet Rabasha. Zemenderebe Sekretariana. Here, ek kom en ek bless hierdie man. Ek bless hom, Here. Sy inkom, sy uitgaan, Here, sy anointing, sy karakter, sy integriteit, wat al deur soveel hel gegaan het, vir hom, sy vrou en sy kinders. Here, ek bless vir Adrian vanoggend, in Jesus naam, en ek bless die salwing, ek haal die ou olie af van hom af, Here, en ons giet 'n nuwe ramshoring vol olie oor hom, vir dit wat kom, vir die woord wat hy gaan spreek, vir die bediening wat hy het, in Jesus naam. Dit is lekker om by mekaar te leer. Adrian, mag God jou seën vanoggend, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag dit met julle goed gaan. En ek sien julle volgende week, ek is oor my tyd, weet nie hoe lank nie, maar van julle sê bietjie, kan nie net vinniger nie, ek kan nie vinniger nie. Ok, ek sluit af, goed. Die koninkryk is nie iets wat wag om te kom nie. Dis iets wat deur jou kom. So moenie jy dit laat wag nie. Mag dit deur jou manifesteer in Jesus naam.
So, ek groet julle, onthou om die e-pos te stuur vir die profetiese disipelskool, en ek sê vir julle lekker liefde, baie liefde, ek love julle lots like jelly tots, tot volgende week. Lekker daggie, en ek groet julle met 'n koppie koffie in my hand, mag julle altyd geanker bly in sy liefde. Amen.